Goeiedag en baie welkom by vandag se Landbouspore deur TLU SA waar ons in gesprek is en vandag is ons in gesprek met die Mos Inisiatief. Nou, die Mos Inisiatief, ek gaan nou 'n bietjie meer vir Jean-Marie vra, wat behels dit? Maar ons het vandag vir Jean-Marie Versaagie hierso van die Mos Inisiatief en sy is die bestuurder van hulle kleinskoolnetwerke. Nou sy het op die PUK bedryfsielkunde gestudeer. Sy het daarna op Stellenbosch honneurs daarin gaan doen. Sy het ook haar NGOs gaan doen. So sy weet van skool gee en hoe om 'n skool te bedryf en aan die gang te kry. So ons sê vir jou baie welkom Jean-Marie. Baie dankie vir jou tyd. Ja, baie welkom. Baie dankie, Sean. Hallo aan al die kykers. Ek is baie bly om op Landbouspore te wees vandag en bietjie meer oor die mos te gesels. Fantasties. So kom ons spring sommer daar weg. Wie is die Mos Inisiatief? Vertel vir ons bietjie. So, Sean, die Mos Inisiatief is in 2019 deur die Trust vir Afrikaanse Onderrig geskep, die TAO. En die uitsluitlike doel was om onafhanklike enkel medium Afrikaanse skole te stig of te behou. Afrikaans as moedertaalonderrig in skole is besig om uit te sterf as te ware. Daar is ontsettende min enkel medium Afrikaanse skole oor. So ons enigste beweegrede vir ons hele groep is om Afrikaans uit te bou en te versterk. En of dit is deur ons tuiskoolprogram wat ons het, ondersteuningsprogram, of dit is deur die werfskole wat ons self bou of koop en of dit is deur die kleinskoolnetwerk waar ons individue bemagtig om hulle eie skole te begin. Ons doel is om Afrikaans voortrat bestaan in skole as 'n onderrigmedium vir kinders. Dit is dit is 'n baie rein gedagte. Sê vir my, nou hoe pas die klein skoolnetwerke in hierdie prentjie by die Mos? So, as wat ek genoem het nou net, ons het drie bene in ons groep op hierdie stadium. So, ons het 'n tuiskool ondersteuningsdiens wat eintlik gevorm het weens COVID, want toe is alles tot stilstand gehaal en ons het besluit ons moet produkloods wat nog steeds onderrig kan verskaf van Afrikaans en ons tuiskoolbene is gebore en hy het uitgebrei sedertdien van tot graad 4 tot graad 12 toe waar ons by die IB geakkrediteer is vir graad 12. En dan het ons noem dit ons leerskole. Dit is ons het 'n rits kleuterskole in Gauteng en in die Kaap 'n paar. So ons koop ook kleuterskole en ons het 'n Karos Akademie in Beaufort Wes. Dit is 'n hoërskool wat op ons leerstelsel werk en dan ook het ons Futurum Akademie in die Vaalaards skema. Ons het twee skole ook. En toe is die idee gebore dat daar is ouers wat tussen hierdie twee spore val, mense wat te ver bly van goeie gehalte Afrikaanse skole af. En dis ver. Ek meen in vandag se tyd vir kinders spandeer baie ure op die pad, dis ver van hulle gesinne af. En ons besef toe Afrikaans gaan nog steeds het ons 'n behoefte vir Afrikaanse skole en gehalte onderrig. Dit is die ding wat ons onderskei. En die kleinskoolnetwerk is gebore. En met hierdie hele projek van ons of die besigheidseenheid wil ons individue bemagtig om hulle eie onafhanklike private skole te gaan registreer by Departement Onderwys. Ons is nie 'n sentrumnetwerk nie. Ons is 'n netwerk wat Afrikaanse onafhanklike privaat skole wil ondersteun en help vestig op 'n volhoubare manier. So dit is hoe die kleinskoolnetwerk gebore is. Ons het daar 'n gaping in die mark gesien vir ouers en kinders wat nie noodwendig meer hulle kinders wil wegstuur 400 km weg van die huis af om 'n goeie Afrikaanse skool te kry nie. Of in die platteland, ek meen skole verval, die dorpies verval, gemeenskappe verval, om daar weer 'n baken van hoop en 'n baken van um standvastigheid te skep in 'n gemeenskap. As 'n skool in 'n gemeenskap goed doen, doen die gemeenskap ook goed. En van daardie kleinskoolnetwerk en die ideologie rondom dit. Sjoe, ja. En dit was nou eintlik my volgende vraag het jy klaar beantwoord. Wie is jou teikenmark? Ek dink dit sê dit alles. Ek weet nie of daar nog iemand anders of nog 'n ander by teikenmark is wat daarby kan kom nie. Ehm Ja, so ons het drie kliënte. Ek sê nou kliënte, ons het drie groepe wat ons teikenmark is. So die een is die mense op die platteland wat ek nou gesê het wat ver afgeleë skole het, wat kindertjies in graad 1 in die koshuis moet sit. Dit is my man was een van daai kinders gewees. En dis nie iets wat jy moet doen vandag nie. Maar 6-jarige in die koshuis, dis die een groep. ja. Die tweede groep is mense in die binneland wat baie skole tot hul beskikking het, maar hoofstroom is deesdae regtig
dit is nie meer vir almal nie. Die boksies raak al hoe stywer en almal tik nie meer die boksies nie. So mense in die binneland wat op soek is na alternatiewe onderrigstroom, maar nog steeds wettig Afrikaans gehalte onderrig het. En dan die ander kliënt wat ons het of teikenmark is ons landbougemeenskap. Nee, so baie van die plattelandse hy versmelt eintlik al van die plattelandse gemeenskappe, maar dis ons boere. My man is self 'n boer soos ek sê en een van ons skole wat ons tot stand gebring het, die pappa se boer, die ma is 'n baie suksesvolle besigheidsvrou, maar sy kon net nie haar kinders meer 600 km wegstuur na koshuis toe nie. Ja. En sy begin toe in Mos Klein skool om haar gemeenskap behoue te bly, om haar kinders naby haar te hê. En hulle gaan nog steeds op hulle toere, hulle tennistoere, hulle golftoere en so. So dit is ons drie kliënte in die groot prentjie. Landbougemeenskap, mense in die binneland wat alternatiewe soek en dan ons plattelandse gemeenskap, ja. Sjoe, nou sê gou vir my as ek nou belangstel, wat's die proses? Hoe gaan ek te werk om deel te word van hierdie van Mos se kleinskoolnetwerk? Dit is regtig, ek dink mense dink om 'n skool te begin is hierdie verskriklike oorweldigende stap en dit is. Om 'n skool te begin is 'n Ja. emosionele besluit. Dit is 'n besluit wat die gemeenskap rondom jou beïnvloed en is 'n hopelik is 'n baie langtermyn investering wat jy maak in jouself, in jou gemeenskap en ook natuurlik finansiëel. So om die proses te begin kan die kykers of mense wat belangstel gerus die Mos Klein Skool webtuiste besoek. Dit is net Mos Klein Skool. Dan sien jy dat hulle kan daar gaan inteken en met my direk kontak maak. Maar die proses is basies, hulle reël met my verkenningsgesprek. Ek hoor die kliënt se behoeftes. So wat ons ook doen, dis nie 'n een boks pas almal 'n produk wat ons hier lewer nie. Ek gaan sit met iemand, ek hoor wat is hulle behoeftes, waar is hulle geleë, wat is hulle gemeenskap se ekonomiese draagkrag as ek dit so kan stel. Ek kan nie vir iemand in die platteland sê jou kind gaan R5000 skoolfonds moet betaal nie. Dit is nie die gemeenskap se hulle kan dit nie bekostig nie. Ek help hulle om persele te soek waar hulle skool kan oprig. Ons help met die wetlike registrasieproses. So hoe registreer ek by departement onderwys? Ons dek 'n groot deel van daai registrasie admin namens die kliënt. Daar's sekere goed wat ons nie vir hulle kan doen nie. En dan so dis basies verkenningsgesprek. Ons bespreek jou behoeftes en waar jy staan. Ek gee vir jou 'n beraming, 'n kronologiese raamwerk. Ek gee vir jou finansiële raamwerk en ons vat dit van daar af. Maar dit meeste van die inligting is beskikbaar op die kleinskoolnetwerk se webtuiste. Fantasties. En sê gou vir my dan nou, jy het nou gesê ons kan dit op die webtuiste kry. Is daar 'n ander plek waar mense kan gaan kyk om meer inligting oor julle te hê of om jou direk te kontak? Het jy vir ons enige kanale wat ons daar kan vir die kykers gee? Ja, so Mos Kleinskool se webtuiste, dan die Mos net die Mos se webtuiste self, die inisiatief, so dis ons groot groep se webtuiste. Daar is alles oor die groep, ons tuiskoolbeen, ons fisiese werfskole en dan nou die kleinskoolnetwerk. Ons is redelik aktief op Facebook, waar hulle ons ook kan gaan vind by die Mos inisiatief en Mos wêreldwyd en Mos Kleinskool. So dit is en as hulle e-pos wil stuur, kan hulle e-pos stuur na info@mos.ww toe of info@Mos Klein Skool en hulle gaan by my persoonlik uitkom of by ons baie baie bekwame tegniese span wat hulle gaan begelei in die regte pad, ja. Sjoe, nee, dit klink baie opwindend en dankie vir dit wat julle doen vir Afrikaanse onderrig. Sê gou vir ten slotte is daar enigiets anders wat jy nog met ons wou deel? Ehm wat ons kykers moet weet? Ja, ek dink die proses om 'n skool te begin. Ek wil net al die kykers wat hier is en wat inluister uitnooi om 'n gesprek te kom voer om 'n skool te begin is dit klink groot en dit is groot, maar die proses is regtig nie so ingewikkeld as jy 'n vernoot het soos ons wat vir jou die nodige ondersteuning bied in terme van ons verskaf vir jou kurrikulum, met ander woorde al die administrasie rondom die onderwys self haal ons uit jou hande uit en dit is wat baie onderwysers in die huidige stelsel kniehalter is hulle is doodgegooi onder admin wat hulle moet doen voorskool, naskool, naweke. Hulle kry die asemhaal kans nie. Waar ons as ons jou netwerk ondersteuningsvernoot is, dan al die admin van
akademiese onderrig en administrasie rondom dit lê by ons. En dan die ander ding is ek weet sonering is 'n groot probleem in vandag se enige plek, platteland, binneland, munisipal en is duur, dis 'n baie duur proses om 'n perseel te laat hersoneer. Maar daar is prosesse wat mens kan volg, daar is tydsraamwerke wat mens kan uitstel en aanpas. So ek wil net enigiemand uitnooi wat hierdie roeping in hulle hart voel of 'n droom in hulle hart voel om 'n skool te begin vir wat ook al se rede. Om asseblief met my kontak te maak. Ek is seker of van ons gaan met jou pad kan stap en ons gaan jou kan help met dit waarmee jy besig is. Dankie, Sean. Sjoe, baie dankie en as genre ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd en dankie vir julle as die Mos inisiatief in geheel wat ook ons ondersteun by TLI en op daai noot sê ons vir julle dankie vir julle inluister en kyk en tot die volgende keer en ons wil net dankie sê aan Boer Media en Edge Communications wat hierdie uitsending moontlik gemaak het. Baie dankie.